1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still in love. Love, love, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I Papa is altyd daar vir my. Papa is my Here. Dankie vir alles wat Papa vir ons gedoen het. En ek hoop Papa het 'n baie goeie vader. Papa, jy is Here. Papa is. Love you. My pa is my rigtingwyser. Hy is my rots. Hallo. My pa is great. Hy help my en gee my wysheid as ek dit nodig het. Hy hou my vas en herinner my dat hy my liefhet. Hy geniet dit om tyd met my te spandeer. Ek geniet ook om tyd met Papa te spandeer. Ek is so dankbaar om Papa te hê. Geniet Papa se Vadersdag. Happy Papa Dag. Happy Papa Dag.
jou elke dag herinner, jy behoort aan my. Wees stil en weet dat ek is in beheer. Jy kan ophou probeer om alles te dra. Dis als net te swaar. Laat gaan en vertrou. Ek is ongelooflik lief vir jou. Vir jou. Jy is my kind en ek's lief vir jou. Die storm sal kom, maar ek het jou klaar omvou. Met die Gees sal ek jou lei en met liefde vir jou beklei. Jou elke dag herinner, jy behoort aan my. Wees stil en weet dat ek is in beheer. Jy kan ophou probeer om alles te dra. Dit is als net te swaar. Laat gaan en vertrou. Ek is ongelooflik lief vir jou. Vir jou. Al draai jy jou rug, al voel jy alleen, ek sal jou nooit los. Maak nie saak wat dit kos, want jy is myne. Jy is myne. Al draai jy jou rug, al voel jy alleen, ek sal jou nooit los. Maak nie saak wat dit kos, want jy is myne. Jy is myne. Wees stil en weet dat ek is in beheer. Jy kan ophou probeer om alles te dra. Dit is als net te swaar. Laat gaan en vertrou. Ek is ongelooflik lief vir jou. Vir jou. Goeiemôre Loffer, welkom by vanoggend se diens. Dis Vadersdag. Ek hoop elke liewe een daar by die huis wat 'n pa is, geniet hierdie dag en jy wat 'n pa het, bederf jy pa verskriklik baie. Gelukkige Vadersdag van Loffer se kant af. En dit is vir my weer voorreg om op Vadersdag 'n boodskap met julle te deel. Laasere het gepraat oor legacy, jou nalatenskap, wat los jy vir jou kinders en het dit ewigheidswaarde. Nou vanoggend kom deel ek bietjie ietsie anders met julle. En die tema vir vanoggend is, Pa, is jy daar? So ek gaan begin met 'n storie, iets wat met ons gebeur het, my buurman die laaste ruk, en ek weet, ek like om met julle te deel oor goed wat ek beleef in die opbou van daai Sondag wanneer ek moet preek. So, kom saam met my vanoggend, kom geniet hierdie diens. Dit is vir my regtig 'n voorreg om met julle te kom deel op Vadersdag. En daar wie julle is by die huis, as jy langs jou pa sit of naby jou pa is, hou sy hand styf vas en dan kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg, Here, om u kinders genoem te kan word, Here. U is ook ons Pa, Here, en ons sê vandag vir u dankie
vir die Pa wat U is, Vader, die een wat alomteenwoordig is, Here, wat altyd met ons is, Vader. Here, ons sê vir U dankie vir U onvoorwaardelike liefde, Here, dat U ons so kom deel maak van U, Vader, deur die prys wat U vir ons betaal het aan die kruis deur Jesus Christus, Here. My gebed daar vir elke liewe een, Vader, wat saam sy Pa is, Here, dat U regtig net hierdie dag van dit so special sal dit maak, Here, Vader, ek bid ook dat elke liewe een wat nou dalk nie 'n Pa het nie, Here, dat hulle ook hierdie oomblik hierdie verhouding met U as Pa ook so sal geniet, Here. Vader, ons sê vir U dankie ook waar ons nou in hierdie woord gaan delf, Here, dat U totaal en al deur die Gees met ons sal werk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou net gou met julle dit deel. Nou wat gebeur het, ek en my buurman het so 2 weke terug geleentheid gehad om kos af te gaan laai by een van die kinderhuise met wie ons 'n pad stap. Nou, op pad na die kinderhuis toe, sê ek en hy, ons lekker om net bietjie weg te kom van die huis af. Weet, partykeer raak het maar rof hierso, en as 'n rol as 'n pa, het veg, weet, partykeer dan moet hy soveel dinge doen en 'n karakter wees en die stoei saam met hulle, en as jy net rustig in die bad wil klim, maar hulle saam bad, so, weet, om uit die huis uit te kom, partykeer is op te nou, weet, is 'n voorreg. En op pad, Jabes toe gesels ek en hy oor so, ook hoe dit is by die huis, en weet, ons half klaar maar by mekaar, weet. En toe ons by Jabes stop, toe blaas ons hoeter, maar niemand maak die hek oop nie, het is so stil, en ons wag, en hier kom iemand toe uit, en toe ons ingaan, toe hoor ons 'n aanbiddings sessie wat daar aan die gang is. Nou, hierdie kinderhuis het so 16 kinders wat daar bly, en nou wag ons buite, en ons gesels met die een ek, hy sê nie, hulle is besig met kerk hou. En ek sê, okay, so hou julle so 1 keer 'n week kerk. Hy sê, nee, elke aand, was 1 week aand wat hulle nie kerk hou nie. En soos hulle gesels, sê hulle nou, hoe ons gesels, sê dat jy kry ook nie 'n kans om voor te berei, jy moet altyd voorbereid wees. So die vader van die kinderhuis, hy sal net sommer vir hulle sê, kyk, dis jou beurt. En wat nou gebeur is, ons sê, ek wil graag insit, en ons laat hulle die aanbidding klaarmaak, en ons gaan in en ons sit. En met die begin die kinders een vir een opgaan en 'n woord deel, en die pa van die kinderhuis roep die persoon, of die seun wat nou moet die boodskap moet deel, en hy praat van hoe ons moet vergewe, en hoe ons moet omgee, en weet, ek sit in daai atmosfeer van hierdie kinders wat waarlik so aanbid, wat ek in 'n lang tyd nie gesien het nie, en ek sien hierdie kinders wat so in die woord gedelf het, en kennis om die woord het, en verhouding met God het, en hierdie kinders se paas is nie teenwoordig in hulle lewe nie, en ek sien die prentjie van hierdie pa van hierdie kinderhuis, wat die beste pa moontlik vir daai kinders kan wees. Nog soveel paas weet, daar buite wat ek kan regtig sê, ons moet by hom gaan leer. Waarom ek besef ek, wat gaan by my huis aan, weet, ons probeer ook maar ons tyd saam met die Here en die kinders insit en hulle te leer. Maar toe ek sien hoe hierdie kinderhuispa met 16, 18 kinders dit reg kry, en hoe die jongste seentjie van 6 jaar oud, 5 jaar oud, Psalm 23 so opsê, en haar aanbidding, dit was vir my regtig iets awesome om te sien, en ek dink vir myself dat daar's baie kinders wat eerder daar sou wil groot word, as by hulle huidige tuiste. Ja, en my oë het oopgegaan, en ek en my buurman bely daarvoor hulle, en sê, weet, ons klaar, en wil by die huis wegkom, weet, want het raak te veel, en ons kom hier, en hierdie mense kyk na 16 kinders, plus minus 16, en hulle die mooiste maniere, wat ek al in 'n lang tyd gesien het, kom ons stel dit so. Ek het laas jaar 'n geleentheid gehad, om saam met die kinders, 'n bar mitzvah naweek te ook kon hou, waar ons, hulle 'n bietjie vir die kinders wat 13 word, 'n bietjie tussen 12 en 14, daai ouderdom, te gaan vat het, hulle bietjie te leer van man wees. En hierdie klomp kinders het die mooiste maniere gehad, en weet, die naweek som hulle was net 'n plesier gewees. En hoekom ek hierdie storie met julle deel, van wat ek daar gesien het, is dat, soms het ons soveel verskonings om nie uit te kom by wat ons uitkom, as dit kom by ons opvoeding van ons kinders nie. En albei die ouers van daai kinderhuis het ook 'n voltydse werk, so dit is nie net dit wat hulle doen nie. Hulle doen dit ook in hulle tye, wanneer hulle nie by die werk is nie. Maar hulle belê soveel aan daai kinders in, en daai goed dra soveel ewigheidswaarde. Nou vanoggend se tema van, Pa, is jy daar?
Weer is 'n vraag wat baie kinders vra, pa, is jy daar? Waar is jy? En my boodskap vanoggend gaan oor ons paas wat moet teenwoordig wees. Alhoewel daai kinders se paas nie teenwoordig is nie, die pa van die kinders, hy so kom intree as 'n pa. En hy leer hulle ook van God as pa, wat so teenwoordig is in hulle lewens. En daai teenwoordigheid bou hierdie confidence, hierdie selfvertroue en validation om te sê, ek is goed genoeg. En die tyd wat daai pa saam met daai kinders spandeer by daai kinderhuis is fenomenaal. En ou kan sien hoeveel selfvertroue daai kinders het. En nou kom ek terug en ek vra vir Dylan 'n paar vrae. Ek vra, Dylan is my seentjie, hy is 6 jaar oud, en ek vra, en wat hou jy van ons verhouding? Ek is jou pa en jy is my seun. En hy sê van speel, as pappa saam met my speel. En ek vra wat, en hy sê net imaginary games. Hy sê pappa is baie goed met imaginary games. En ek vra wat nog, en hy sê as pappa by my is, en ek sê wat wil jy meer? Hy sê ons moet altyd speel, altyd en ewig net speel. En ek weet dat Dylan verlang net my om teenwoordig te wees by hom, saam om te wees, want dit bou in hom weer daai selfvertroue, en dit wys vir hom hy's goed genoeg, en ek wil by hom wees. So, nou vra ek vir Dylan hierdie vraag, en ek vra hom nog 'n vraag, ek sê, net wat ek weet is 'n probleem, en ek vra vir hom, in huisgesin, ons probeer by ons huisgesin die beste, en dit gaan oor die foon, ek sê, hoe voel dit vir jou as ek op my foon is? En hy sê, dit pla, want hy is bang ek word dom. En dadelik lag ek, en ek sê, ja, dit lyk vir hulle seker so, want ons kan al nie antwoord as op die foon is nie. En ons moet die hele tyd sê, ekskuus. Nou, in ons huis probeer ons regtig, as ons aandag gee aan ons kinders, al ons aandag te gee. Want dit is baie belangrik, jou kind moet sien, jy luister vir hom. Jou kind moet sien dat jy gee ag aan dit wat hy sê. So, vanoggend, as ek praat oor vaderskap en hierdie Vadersdag, daag ek ons as paas uit om teenwoordig te wees by jou kinders. Dit is so belangrik om teenwoordig te wees by jou kinders, want dit bou soveel karakter in hulle, om ek wil dit amper sê nigter by hulle te wees, om nie dit strekte te wees nie. Ek kyk 'n video in die week van TED Talks, en hierdie persoon sê die volgende, hy sê, don't just give them big presents, but be present. En hy sê die volgende ook, hy sê that your presence builds confidence, and your presence builds validation. So ons as paas moet regtig probeer om net tyd uit te koop vir ons kinders, soveel as wat ons kan. Daai aand na die kinderhuis toe ek by die huis kom, toe wil ek amper alles weer van voor af van ons huis beplan, want hoe mis ek dit wat hy mis in my kinders? Ek sê nie my kinders is nie gedissiplineerd nie, maar dit wat hy reg kry, daag my uit om nog soveel meer om my kinders te belê. En dit was vir my 'n eye-opener, en ek glo vir julle ook, as julle besef wat daar aangaan, en hoe wonderlik daai kinders al geleer is oor die woord van God, en dit is ons plig as 'n pa. So dit is die een kant van vanoggend se boodskap, van die vraag, pa, is jy daar? 'n kind wil hê, jy moet in hom belê, en jy moet daar wees vir hom, en jy moet 'n oor wees om te luister. Jy moet waaksaam wees, moenie op jou foon wees, of besig wees om games te speel, wanneer jy kind net by jou wil wees nie. Want eendag gaan hy daai validation soek op 'n ander plek, en dit kan dalk net die verkeerde plek wees. Nou saam met dit, om te kyk na 'n pa wat so belangrik is om as familie en as kinders weer 'n pa te respekteer vir wie hy is, en om hom weer op die regte plek te sit. Want as 'n pa op die regte plek gesit word, ook deur sy familie, die respek, is dit die pa wat ook by die huis wil wees, en wat na sy kinders wil kyk. Ek kyk ook 'n video op TED Talks, en hierdie vrou praat van hoe mans afgekraak word, en grappies gemaak van word, ja, die pa, en hulle wys advertensies van die pa, maar net nie vir jou ma sê nie, moet net nie vir jou ma sê nie. Weet jy, die pa maar net probeer wegkry, en dinge wat hy doen, want hy is so bang, hy doen iets verkeerd, en hulle gaan so aan, hoe hulle die mans afbreek in advertensies. Dan kom hy vir hy terug en sê, maar ons moet ophou daarmee. Ons moet mans weer opbou en hulle respekteer by die huis, want 'n pa is so belangrik vir 'n kind. Ek meen, as jy gaan kyk in mense wat gebroken is die hoofrede van 'n afwesige pa. So ons as pa moet daar wees, om hierdie kinders te stig, en as jou pa daar is, respekteer jou pa, gee my liefde wat jy kan, luister vir hom, want hy bedoel net goed vir jou. Sien, en dan gaan ons terug na God as pa, en ons kan nie mis dat
God alles vir ons wil gee nie, en dat hy by ons wil wees, sodat hy sy enigste gebore seun aan die kruis vir ons laat sterf het. Sodat hy met ons kan wees deur sy gees dag en nag. En die teksvers vir vanoggend is 1 Johannes 4 vanaf vers 13 tot en met vers 19, en ek lees graag vir ons. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons het getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou, dit is so mooi dat, dis 'n reaksie, ons het God lief, want hy het ons eerste lief gehad. En God het soveel vir ons gedoen, en hy sê, as jy, hy in ons in hom, en dit gee ons op vrymoedigheid en oordeelsdag. En as jy as pa, om so teenwoordig te wees, wat bou jou kind ook op in vrymoedigheid. My pa het my pa sien my pa dink ek is goed genoeg. En ons moet belê in ons kinders, en ons soveel liefde gee, soos wat hier geskryf is, dat ons het hom lief, want hy het ons die eerste lief gehad. Hoe lyk jou liefde vir jou kinders? En kinders, hoe lyk jou liefde vir jou pa? Vrou, hoe lyk jou liefde vir jou man? Man, hoe lyk jou liefde vir jou vrou? Wil ons by mekaar wees? Sien, in hierdie tyd was ons regtig getoets in 'n huis om so lank en so baie tyd saam met mekaar te spandeer, met al hierdie struikelblokke ook nog by dit. Maar die waarheid is dat in hierdie tyd het my oop gegaan van hoe praat ek met my kinders, hoe praat ek met my vrou. Ek wil hulle met my respekteer, maar ek kan nie tyd aan hulle aandag aan hulle gee nie, ek is op my foon. Dis maar net 'n voorbeeld. Maar ja, ons maak ook foute, ons is nie perfek nie. Maar wat ek wel weet is, dat God is vir ons die perfekte voorbeeld as 'n pa. Weet, 'n pa wat by jou wil wees, en omdat ek weet hy's by my, omdat ek weet hy het so duur prys vir my betaal, omdat ek weet sy gees is in my, dat ek soveel selfvertroue in hierdie lewe, want die een is met my. En jou kind, as jou kind weet, jy gee so onder hom, jy sal alles vir hom doen, jy bou hom op, jy soek die beste vir hom, jy is daar wanneer jy daar is, as jy verstaan wat ek sê, jy hoor hom, jy luister na hom, dit bou soveel in jou kind. En as jy gaan kyk wat mense, weer as ek genoem het, wat gebroken is dit om hulle net aandag by hulle pa wou gehad het, en hulle het op 'n ander plek gaan soek. So jy daar by die huis, pa, wees beskikbaar vir jou kinders. Luister na hulle. Spandeer doelbewustheid. Ek weet dalk nie almal van ons het 'n pa nie. Ek is daardeur, ek het my pa verloor. Ek het 'n soeke gehad na 'n pa. My stiefpa het daai rol kom vervul, en ek is dankbaar daarvoor. Maar ook toe ek God as die pa ontdek het, was dit vir my so maklik, want hy het my identiteit kom herstel. En vir jou as pa wat sukkel, laat God jou identiteit kom herstel. Laat hy jou pa wees, die ultimate pa. Laat hy jou identiteit kom herstel. En daarna vloei dit uit jou uit. Jy wat nie 'n pa het nie, God wil jou pa wees. En hy wil jou kom herstel. En jy as 'n man wat nie kinders het nie, weet, soek 'n kind, soek iemand wat jy daai rol kan speel vir wie jy kan opbou en wie jy kan belê om enige kind te wees, wat 'n wonderlike voorbeeld gaan wees in sy gemeenskap. Dis tog wat ons wil doen. So, vanoggend los ek julle, en met hierdie ding van, mag daai vraag nooit gevra word, van pa, waar is jy nie? As jy die vraag het, en die vraag is aan God, pa, waar is jy? God is met jou. Hy wil jy moet begin luister, waar sy voete sit. En mag jou kinders nooit vra, pa, waar is jy? Wat doen jy? Gee aandag aan jou kinders. Mag liefde heers in jou huis, en waar ons hierdie teksvers gelees het, gaan weer daardeur. 1 Johannes 4 vanaf vers 13 tot 19. En hy eindig in vers 19 wat sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het.
As jy jou alles gee vir mense om jou, om hulle jou beste te gee en hulle so lief te hê, gaan jy liefde ontvang van hulle. Gaan jy respek ontvang van hulle. Familie, sit jou pa op 'n plek waar hy moet wees hierdie Vadersdag en van hier af aan vorentoe. Bou jou pa op, sê vir hom dankie as hy goeders doen. Sien raak dit wat hy doen. Ek sê vir julle dankie om hierdie tyd saam met julle te gaan spandeer het vanoggend om te gesels oor Vadersdag. Gelukkige Vadersdag vir elke liewe ene. Geniet mekaar. As jy nie 'n pa het nie, vir julle ook, in hierdie dag spandeer tyd soos om God, want hy wil 'n pa wees wat teenwoordig is. En hy is 'n pa wat teenwoordig is. Gaan soek hom in alles. En jy gaan hierdie wonderlike skat ontdek wat hy vir jou wil gee. Ek gaan vir ons bid en afsluit vanoggend. En net weer eens, daar waar jy is, as jy by jou pa is, hou sy hand vas en gee hom 'n stywe druk in hierdie oomblik. Vader, dankie Here. Dankie dat U so goed is vir ons, Here. Dankie dat familie U hart is, Here. En mag ons, waar ons nou is, Here, by ons huise, Vader, totaal en al in hierdie wonderlike atmosfeer leef, Here, van God as ons ultimate pa, wat ons so onvoorwaardelik lief het, Here. En daarom het ons U so lief, Here, en U kom herstel, en U hoop is vir ons net goedheid en guns, Here. Vader, in hierdie rowwe tye weet ons, Vader, ek weet en ek het soveel selfvertroue, want my Pa, skepper van hemel en aarde, is met my. Hy sal my nooit verlaat nie, Here. Dankie vir U Gees in ons, Vader. Here, ek bid U seën af. Dankie dat ons geseën is ook oor elke pa nou, Here. Dankie, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar waar julle is, mag julle 'n wonderlike dag hê. Onthou, connect met ons. In die comments stuur vir jou pa 'n boodskap, sê gelukkige Vadersdag, tag jou pa in die boodskap in. Kom ons maak mekaar gelukkig. Geseënde dag verder, geniet julle week. Ons sien julle binnekort. Lekker dag. Totsiens.